Dis goed om weer saam met jou te lees uit 1 Korintiërs. Ons is in hoofstuk 2, vandag vers 10 tot 13. Dit is die Gees wat die geestelike dinge openbaar. Maar aan ons het God dit deur die Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alles, ook die dieptes van God. Want watter mens ken die dieptes van 'n mens, behalwe sy eie gees in hom? Net so ken niemand die dieptes van God nie, behalwe die Gees van God. Ons het tog nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat van God kom, sodat ons kan weet wat God genadiglik aan ons geskenk het. Ons praat ook oor hierdie dinge, nie met woorde wat menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer, terwyl ons geestelike dinge met geestelike dinge beoordeel. Wat is dit wat aan ons geopenbaar word? Dit is natuurlik die misterie waarvan die apostel Paulus voorheen in vers 7 gepraat het. Die reddingsplan van God, die feit dat daar in en deur die werk van die Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, vir ons 'n heerlikheid is, wat voorberei is, wat vir ons wag. In vers 9 het die apostel Paulus gesê, wat die oog nie gehoor het, of althans wat die oog nie gesien het, die oor nie gehoor het, en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God voorberei vir diegene wat hom liefhet. En dit moet aan ons geopenbaar word, dit moet oopgemaak word. Dit wat God genadiglik aan ons geskenk het, vers 12. Dis 'n misterie, dit bly 'n misterie, totdat dit vir ons geopenbaar word. En nou sê die apostel Paulus vir ons, dit is die Gees van God, die Gees wat die dieptes van God ken, dis hierdie Heilige Gees van God, wat die oopbreekwerk vir ons doen. Hy is die een wat die misterie vir ons openbaar. Nou dis vir ons baie goed om raak te sien dat die apostel Paulus hier sê, dis die Gees wat die dieptes van God ken. Want dit beteken, ons kan nie sê dat ons God leer ken het deur een of ander vaardigheid of bekwaamheid van onsself nie. Dis nie deur eie vaardigheid wat ons die dieptes van God kan ontdek nie. Nou gaan dit miskien vir jou voor die hand liggend klink, maar hou 'n bietjie jou oë oop, hou jou ore oop, en jy sal agterkom, daar is mense daar buite wat jou wil laat glo, dat jy by hulle 'n spesiale vaardigheid kan aanleer, of selfs kan aankoop, om God se stem te kan hoor. Jy kan die vaardigheid leer om self die dieptes van God te ontdek. Ander mense beweer weer dat hulle 'n besondere gawe het om die dieptes van God te ondersoek. Dit is hoegenaamd nie waar nie. Want die apostel Paulus sê, dit is die Heilige Gees wat die dieptes van God ondersoek. En dan gaan hy verder in vers 11 en hy sê, net so kan niemand die dieptes van God ken nie, behalwe die Gees van God. Niemand ken die gedagtes van God nie, niemand ken die hart van God nie, behalwe die Heilige Gees. Die Heilige Gees is waarlik God. Dis al hoe Paulus hierdie dinge kan sê. So, nie net leer ons hier dat die Heilige Gees openbaar nie, maar ons leer ook, die Gees is waarlik God. Net soos wat jy presies weet wat in jou hart en in jou gedagtes aangaan, net so weet die Gees presies wat in God se hart aangaan. Die Heilige Gees hoef nie te raai nie. Hy hoef nie te raai wat God dink, of wat in God se hart aangaan nie. Die Gees weet. Nou Paulus sou dit nie kon sê as die Gees nie werklik God is nie. En dis deur die werking, die openbaringswerk van die Heilige Gees, wat gelowiges toegang het tot die diep insig wat God gee. Gelowiges is nie gelowiges, Christene is nie Christene deur middel van wêreldse vermoë of insig nie, maar God se. Kyk in vers 12. Ons het tog nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar ons het die Gees wat van God af kom ontvang, sodat ons kan weet wat God genadiglik aan ons geskenk het. So dis nie deur die wêreldse filosofie wat ons ontdek dat God vir ons 'n reddingsplan het nie. Dit is deur die openbaring van die Heilige Gees. Daar's baie wysheid daar buite in die wêreld van sielkunde en filosofie en noem maar op, maar ons moet mooi oplet dat ons nie die wêreldse wysheid gelykstel of verwar met wysheid van die Gees nie. Soms klink wêreldse wysheid baie geestelik, selfs Christelik, maar jy moet op jou hoede wees. Toets alles altyd aan die Here se woord. Ons het nie 'n gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat van God afkom. Kyk gou ook na hierdie woord hier in vers 12.
Ons weet wat God genadiglik aan ons geskenk het. Natuurlik is dit 'n saak van geloof. Ons moet glo in die Here Jesus Christus en so ontvang ons ook die redding wat daar vir ons is in Christus. Maar dit beteken nie dat dit vir ons onduidelik is nie. Die reddingsplan van God was in 'n misterie gehul en dit word deur die Gees geopenbaar, maar dit beteken nie dat jy onseker hoef te bly nie. Wat Paulus vir ons hier duidelik maak, is dat die Heilige Gees nie net openbaar nie, dat die Gees nie net God is nie, maar die Gees gee ook sekerheid. Kan jy dit sien? Die Gees gee vir ons die vermoë om te weet dat ons in Christus gered is. Ons weet wat hy vir ons geskenk het. Nou gaan die apostel verder in vers 13. En hy sê, ons praat ook oor hierdie dinge, nie met woorde van die wêreld nie. En wat bedoel hy met ons hier? Na wie verwys hy? Hy verwys hier na die profete en hy verwys na die apostels. En hy sê, ons praat ook oor hierdie dinge nie met woorde wat menslike wysheid ons leer nie. Daar sluit hy weer eens die filosofie van die wêreld uit. Maar ons praat met woorde wat die Gees ons leer. Let gou mooi hierop. Die apostel Paulus sê, die Heilige Gees het vir die profete en vir hom en die ander apostels die woorde gegee. Dis die Gees wat dit vir hom geleer het. Die Gees het nie net vir hulle sekere idees gegee nie. Die Gees het nie net sekere gedagtes in hulle koppe ingeplant wat hulle dan nou maar in eie woorde kon omsit nie. Nee, Paulus sê, die woorde wat die apostels skryf, die woorde ook van die 1 Korintiërbrief, is woorde wat die Gees vir hulle geleer het. Elke woord kom van die Heilige Gees af. So elke woord wat ons lees in die skrif, weeg geweldig swaar. Die inhoud van Paulus se prediking is van die Gees af. Dit berus nie op sy vaardighede nie, dit berus nie op menslike wysheid nie. En dit het hy al vir ons baie duidelik gewys ook in vorige verse. Dit kom van die Gees af. En dan sê hy die geestelike dinge moet ook deur die geestelike beoordeel word, terwyl ons geestelike dinge met geestelike dinge beoordeel. Die geestelike dinge word net verstaan en verklaar deur die geestelike. Geestelike dinge word deur die geestelike beoordeel. In ander woorde, die geestelike waarheid wat die Gees openbaar, kan net verstaan word deur die wat geestelik gesind is, wat daai geestelike kapasiteit van die Gees ontvang het. En dis hoekom Paulus ook daarop fokus om nie slim en onnodige woorde in sy preke te gebruik nie. Hy wil die geestelike dinge op geestelike wyse verklaar en nie op wêreldse wyse nie. Vader, dit is vir ons 'n baie groot eer en voorreg om te mag weet dat U Heilige Gees vir ons allerhande geestelike insigte openbaar en leer. Insig wat ons nie sou hê as U Gees dit nie vir ons gegee het nie. Ons bid vir dieper geestelike begrip en nog dieper geestelike insig. Ons bid vir die kragtige werk van U Heilige Gees in ons lewe. Amen.